toe Etienne sê ek moet hier kom staan in die nagmaal bedien, toe die wat op die papier is, dadelik in my drom begin maal. Niels sal dit herken en Engela, weet ek sal dit herken en ek weet nou nog nie waar is my drom nie, hierbo weet ek is my drom, maar dit voel vir my as hy hier is, dan het die Heilige Gees meer inspraak. So ek figure nog uit, waar is dit, maar dit is daar. Het almal 'n papiertjie. Ag, dankie. So, dit gaan oor, Etienne lê baie klem op dit, oor die kruis, wat die middelpunt van ons bediening is. En dit het sommer in my verstand kom lê, of in my kop kom lê, oor die geregtigheid van God. So, ons moet nou hierdie papier ongelukkig maar heeltyd byhou. En dan, wat ons sien, is dat daar kruis is, en Jesus wat vir ons gesterf het, dit ken ons algemene kennis. En dan voor die kruis wys hy altyd dat sonde geheers het, na hoe Adam en Eva gefaal het, was die mensdom in moeilikheid. En daar die mag van duisternis het geheers oor die mensdom. En as gevolg van dit het hulle smarte gelei. Ek het sommer op my hart om emosionele smarte ook daarin te sit, want baie keer veroorsaak hierdie goed dat ons emosioneel swaar kry. En dit weet min mense van. So jou emosionele suffering is baie keer net met jou in God. En dan lei dit, hierdie smarte lei dan tot wonde, maar eers kan jy sien daar so, die sonde wat daarbo staan is, om van God geskei te wees, dit is om die merk te mis, en dit is hamartia, hamartia of hamartia, beteken om die merk te mis. So, deur ons eie pogings te doen, gaan ons nie in die merk tref nie. Die merk is Jesus, en dit lei tot ongeregtighede, oortredinge en misdade. Dis die goedjies wat ons aanvang, dit wat die duiwel kom regkry om te steel, slag en verwoes en ons fokus weg te kry van God af. Jy kan maar jou eie daarin sit, wat dit ook al nog wees, ek ken dit nie, maar dit is die goedjies wat ons aanvang, wat ons baie skuldig is oor, en dan lê die Heilige Gees dit op ons harte, en ons bely dit voor die Here, En daai word uitgewys deur die wet, in die oudtyd, in ons oudtyd, was die wet daar, wat vir ons 'n vloek was. En as daar 'n wet is, dan moes daar ook straf wees, anders is die wet netteloos. As daar 'n wet is, jy mag net nie vinniger as 120 ry nie, en ek ry vinniger, en hy keer my voor, hy sê, nee, jy kan maar gaan, daar is geen straf vir jou nie, dan het die wet mos nou netteloos geword. So daar is 'n straf, en die straf het wonde veroorsaak. Ek het gevoel, ek is nooit goed genoeg. Ek het altyd tekort gekom, en op die ou end het dit tot die dood gelei. Maar dankse Jesus en die geregtigheid van God, kon ons oorgaan van die mag van duisternis na die koninkryk van sy seun toe. En ek wil hê ons moet gou daar net so 'n paar versies lees. Ek gaan sommer almal klaar sê. 1 Kolossense 1 vers 13. Kolossense 1 vers 13. As iemand dit vir ons kan lees. Niemand. Pieter, dankie. Kolossense 1 vers 13 en dan Jesaja 53 vers 4 en 5. Jy reg. Gerard, dankie. Jesaja 53 vers 4 en 5 en Galasiërs 3. O ja, nie, jy lees vir my altyd so mooi. Galasiërs 3 vers 13.
vers 13, ja. En dan Deuteronomium 30, dink ek ken ons almal. Maar kom ons lees hom. Jan-André het hom. Deuteronomium 30 vers 19. Daar's nog 'n ander paar verse ook, maar kom ons hou dit maar so kort. Jesus het ons oorgebring na die koninkryk van God toe. Wat is die koninkryk van God? Die koninkryk is 'n koning wat regeer oor 'n ryk en ons is die ryk. Ons is sy ryk. Nou hy het nie 'n afgebaatkende grondgebied wat sê hierdie is sy koninkryk nie, Suid-Afrika of watter land nie. Ons is sy koninkryk. Wie lees vir ons, Pieter, jy? Ek neem aan jy neem nie op nie, né? So moet jy in die ding lees. Okay, 1 Kolossense 1 vers 13. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Ja, so ons is nie meer in die mag van duisternis. Ons lewe nou in die lig. Jesus, as gevolg van Jesus se offer aan die kruis, het hy ons oorgebring in die koninkryk van sy seun. Dan die volgende ene, Jesaja 53 vers 4 en 5. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte. Die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons geregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het hom beskou. Ja. En as ou Gerard daai vers lees, want wat hy sê terwille van ons oortredinge, wil ek amper sê as gevolg van ons oortredinge is hy gestraf en verbrysel. En hy het vir ons die vrede aangebring. As ons daar aan die linkerkant kyk, daai straf en wonde en vloek en ons oortredinge het hierso geprofeteer al in Jesaja dat Jesus gekruisig gaan word en dat hy gaan ons straf op hom neem. Die wonde wat hy op die kruis opgedoen het, gaan vir ons genesing bring. En hy het vloek geword sodat ons die seën kan ervaar aan die regterkant. En dan Galasiërs 3. Waar hy nie? Vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe: vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Kan ek nog eens? Nee, ek sien nie toevallig iets wat ek gemerk het. Maar voordat, dit is vers 23 en 24 en 25. Maar voordat die geloof gekom het, is ons onder die wet en bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof wat geopenbaar sou word. Die wet was dus ons tugmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Maar nou dat die geloof gekom het, is ons nie meer onder 'n tugmeester nie. Ons het 'n pastoor wat sê daai drukgang, né? Dit was ons drukgang. So nou het ons nie meer 'n tugmeester, ons het nou 'n ander een, né? 'n ander tugmeester of iemand wat saam met ons in die drom maal en dan Deuteronomium 30. Ek dink is jy. Vandag gee ek aan jou die keuse tussen lewe en dood, tussen seën en vloek. Ek roep die hemel en die aarde as getuies vir die keuse wat jy maak. Mag jy tog die lewe kies, sodat jy in jou nageslag mag lewe. Dankie. So,
As ons die woord lees, dan sien ons nêrens is daar 'n woord wat sê jy moet dit doen nie. Het julle agtergekom? Dit is nêrens sê hy jy moet iets doen om jou geregtigheid te bewerkstellig. So dis absoluut Jesus, die Godheid homself moes die offer bring, want net hy was onskuldig. Hy het geen sonde gehad nie, so hy het dit vir ons geword, sodat ons lewe kan hê. So nou, as ons nou na daai prentjie kyk, dan sien ons dat van die mag van duisternis is ons oorgebring na die koninkryk van sy seun toe. Die smarte het vreugde geword, Ons simpel goed wat ons doen, jy kan 'n lysie maak, het as gevolg van die kruis is ons onskuldig verklaar. Dan die straf wat vir ons daar sou wees, het Jesus klaar aan die kruis gedoen vir ons. Hy het klaar gelei, sodat ons vrede kan hê. Die wonde wat die straf sou veroorsaak het vir ons genesing gebring. En dan die vloek wat die wet gehad het oor ons, het nou 'n seën geword, want ons is vry, ons is nie meer onder die wet nie, en dan ons sou dood gewees het. Die dood beteken dat ons van God geskei sou wees. Dis nie fisiese dood nie, ons gaan nog steeds fisies dood, maar ons is nie amper sê ek mors dood nie. Ons Christus as gevolg van hom lewe ons hiernamaals. En nou kan ons sê, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. So ons is nou regverdig verklaar. Jesus het ons aan die kruis regverdig verklaar. Julle ken daai, as 'n mens hom opbreek, reg vir die gees, So dit is hoekom ons is regverdig. Daarom kan die Heilige Gees, Johannes 14 vers 16 met die uitstort, toe Jesus opgevaar het hy gesê, hy gee vir ons die Heilige Gees, wat nou binne in ons kan bly. Ons is regverdig, ons is reg vir die Heilige Gees, wat in ons lewe heers en wat ons lewe beheer. Dit het ek sommer op my hart gehad en ek hoop dit beteken iets vir jou. Dis sommer 'n skematiese voorstelling. Baie keer as mens iets sien, dan onthou jy dit beter. En dit bring ons dan by die nagmaal, dat ons met vrymoedigheid die nagmaal kan vier. Ons dink terug aan wat Jesus vir ons gedoen het. Hy sê, soveel keer as wat julle daaraan dink, kan julle dit doen. So ons dink terug en met dankbaarheid aan wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. En daarom gebruik ons die wyn wat verwys na sy bloed en die brood waar sy liggaam wat vir ons gebreek is, en hy sê neem, eet en gebruik dit tot eer en verheerliking van sy naam. So ons doen dit nou met vrymoedigheid. Ons het geen sonde bewustheid oor dit nie, en ons skuld is vergewe aan die kruis. Die wat ons gedoen het in verlede, daai ongeregtighede, oortredinge en misdade, daai goedjies het Jesus ook mee gedeel aan die kruis, en ook ons emosionele swaar kry, wat elke ou man homself het. So, kom ons, is daar iemand wat vir ons wil bid, voor ons die nagmaal gebruik? Wil jy? Dankie Here dat U sonde geword het, sodat ons kan word die geregtigheid van God in Christus Jesus. En dankie Here dat U nie net deel van, of 'n gedeelte van sondes op U geneem het nie. U het die sonde van die wêreld geword, en dankie Here vir daai lewe wat ons kan hê vandag.
En ons eer U vandag en ons gebruik hierdie nagmaal tot eer en dank vir wat U gedoen het in Jesus naam.